Goeiedag, ons gesels nog steeds so op breakfast saam met Jesus. En vandag is 'n samevatting van 'n klompie elemente waaroor ons al reeds gesels het. Sielskos. Toe Jesus vir sy disippels breakfast gemaak het, dit het nie oor die kos gegaan nie. Wat 'n aksiebeleide en 'n onverwagte opdaging van die sogenaamde dooie spreker by die manne en met 'n breakfast daarbey. Die moederlose 7 disippels was 3 jaar deur Jesus versorg en toegerus. Dit was 3 aksiebeleide en opwindende jare. Siekes word genees, dooies word opgewek. Die wettisiste word op hulle plek gesit. Brood en vis word vermeerder vir duisende toehoorders. Sondaars en sondaresse word vrygespreek. 'n Disipel leer om op die water te loop. Hulle word in groepe uitgestuur. Sonder reis is daar niks om hulle self mee te versorg nie. Hulle maak siekes gesond en selfs die duiwels, sê die woord, was aan hulle gehoorsaam. Hulle beweeg van een hoogtepunt na ander. Petrus skryf so lank vir hom so 'n dagger, 'n mes bymekaar. Dit gaan so goed dat 2 van sy disippels, sy mamma, haar 2 seuns by Jesus kom aanbeveel as ministers wat links en regs van hom moet sit wanneer hy die troon gaan bestyg. Nie in die hemel nie, sommer hier op die aarde, dink sy. Daar word ook angstige vrae gevra. Die Joodse volk is moeg vir die Romeinse regering, wat hulle onderdruk en swaar belastings oplê, en Jode dan aanstel om die beleggings in te vorder. Net toe dinge 'n momentum kry, word Jesus gearresteer. Petrus het dalk lankal vir die geleentheid gewag en val een van die belangrike mense se diensknegt aan met sy dagger, met sy mes wat hy dalk geslyp het, terwyl Jesus besig was om hulle te leer. Dalk was dit juist toe Jesus die vraag behandel het oor hoeveel keer moet ons nou weer vergewe julle? En daar's 'n paar gedagtes en antwoorde, en dan kom daar die 71x7 sê Jesus, was die opdrag van Jesus. Die hele bergpredikasie was 'n uitspel van hoe om te lewe en hoe om dit aan te pak, jou lewenshouding en leefstyl, jou gesindheid teenoor God en ander, ook oor jouself. Hulle moes hoor hoe die ryk jong man een goeie ding wil doen, om sodoende die ewige lewe te verkry. Hulle hoor dat rykdom dit moeilik kan maak, selfs onmoontlik. Hulle wonder oor wie kan dan gered word, Here, en hoor by God is alle dinge moontlik. Hy is die een wat net een ding gaan doen, sodat elke mens ingesluit kan wees en kan kwalifiseer om te deel in wat hy hier en nou vandag en tot in ewigheid vir ons het. Petrus herinner Jesus dat hulle alles verlaat het om hom te volg en vra, en wat is in dit vir ons, Here? Jesus se antwoord, julle wat my volg deur die wedergeboorte, julle sal heers. Jy sien die 3 jaar wat die disipel Jesus gevolg het en alles saam beleef en gehoor het hulle nie gekwalifiseer om aan Jesus se kerkgroep te behoort nie. Nee, Jesus sê, julle moet my ook volg deur die wedergeboorte. Hierdie wedergeboorte het Jesus bewerkstellig deur, nommer 1, 'n menslike vlees in te klim, nommer 2, sonde op homself te neem, nommer 3, die sonde af te sterf aan die kruis. Hebreërs sê eerstens vir homself, en dan nommer 4, op te staan uit die dood. Met ander woorde, weer gebore word in 'n nuwe lewe, sodat ons ook so 'n nuwe lewe kan leef. Die een ding wat besef moet word, Petrus, kom ons gesels met hom, is dat jy dit alles as 'n genadegeskenk van Christus ontvang, en dit geld vir almal. Nou kom ons by die breakfast op die strand. Hier vind ons disippels wat teruggeval het en hulle vorige lewe weer opgesoek het. Nou kom die verreëse lewende Jesus by hulle. Ons sien daar is 'n groot verskil tussen die tyd voor Jesus se dood en na sy opstanding. Ons kwalifikasie vir die ewige lewe kan nooit weer afhang van jou harde probeer en mensgemaakte godsdienstigheid nie. Honderde jare en duisende mense het probeer en misluk. Jakobus sê as jy in een val, is jy aan almal skuldig. Net so as een slaag, maak hy jou onskuldig. God ons Vader doen hierdie een ding wat die jongman afgevra het. Hy stuur Jesus om dit vir ons en namens ons te doen. Soos vir Petrus gee Jesus genade, waar daar eintlik straf moes wees.
Vir jou sonde kry jy vryspraak. Waar jy die goeie nie verdien nie, kry jy die genade, die Christus geskenk het, jy word een met hom. Dit Petrus kwalifiseer almal wat dit glo en ontvang. Petrus, kom ons sê maar naamlik ons, of jy nou gevloek het tydens jou ontkenning, of te veel gedink het voor die tyd, of jy dalk die diensmeisie omgekoop het, of by haar gaan slaap het, dit maak geen verskil nie. Alles het, al het jy niks van die bogenoemde gedoen nie. Jy het 'n redder nodig en hy trap jou nie uit oor jou foute nie. Nee, hy nooi jou eenvoudig na 'n ontbyt. Sy vraag is, het jy my lief? Meer as hulle hier? Klink dit bekend? Net 'n paar dae tevore het Petrus beloof, al sal almal jou verloon, ek sal nie. Mense, ons is met niemand in kompetisie nie. Jesus vra 2 keer, het jy my lief met 'n goddelike onvoorwaardelike liefde? Petrus herhaal sy antwoord, ek hou van jou as 'n vriend, as 'n broer. Jesus verander sy vraag die 3de keer, hou jy van my net as 'n broer, 'n vriend? Hieroor word Petrus baie hartseer, maar hy bly eerlik met Jesus. Here, u weet alles. Ten spyte van dit alles, kwalifiseer Petrus om sy roeping uit te leef, sy lewe voluit te lewe. In sy antwoord lê die antwoord, naamlik Here, Koning Heerser. Soos met Thomas, my Here en my God. Jesus se finale woorde aan die lafhartige Petrus is, jy sal deur jou dood my verheerlik. Is dit moontlik? Op sy woord, van die linksmislukkings na die regsuksesse, van lafhartige ontkenner na jou eie kruis. Geskiedskrywers wil dit hê dat Petrus versoek het om uiteindelik onderstebo gekruisig te word en op hierdie manier waar te maak wat Jesus vir hom gesê het. Iets radikaals het met die mensdom gebeur toe Christus uit die dood opgestaan het. Dit is nie net dat jy in Christus moet glo, maar wat jy van hom glo. Ons moet dit nooit onderskat nie. Kom ons skat dit na waarde en ons sê vir hom dankie en bid saam. Dankie dat ons in Christus deur sy een daad van gehoorsaamheid vry kan wees en lewe in oorvloed kan hê. Amen.